Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou sommer baie goed. As jy vandag vir die eerste keer hier is, jy's bietjie nuut en jy wil na die tyd met iemand gesels net om te hoor. Jy weet hoe dit hier by ons werk, wil ek jou uitnooi om na die tyd gerus met my te gesels. Ons is besig met ons reeks wat handel oor saam met Jesus na die kruis. Jy weet wat ons net bietjie gaan kyk, wat beteken dit om vir Jesus te volg, maar ook na die kruis, want dit is wat ons mos nou maar in lydenstyd vier. Ons vier in lydenstyd daai gedeelte waar ons fokus op God, wat die God is wat vir ons gewillig, soos wat hierdie lied dit so mooi sê ook, na die kruis toe gestap het, wat sy lewe vir ons gegee het. En natuurlik dan ook die viering van die Sondagoggend, waar daar 'n leë graf is, waar ons die oorwinning kan vier. Nou in hierdie reeks is ons nou by 'n plek waar ons saam met Jesus op pad na die kruis wonderwerke in die gaas. Iemand het vir my in die week gevra, ek gaan nou die storie, kom ek lees eens die storie, voordat ek dit, kom ek lees eens die storie, en dan gaan ek vir jou sê wat die persoon my gevra het. Nou, so, terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. So 'n stukkie agtergrond, dis waar Jesus saam met sy disippels in Getsemane is. So die vorige gedeelte het ons gelees en gesien hoe hy so angstig was dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. En jy weet, dit regtig was 'n intense oomblik, en ons het verlede week gesien hoe die engel verskyn het om hom te versterk, en dat hierdie versterking daaroor gegaan het om hom nie uit die verknorsing uit te haal nie uit die situasie uit te haal nie, maar juis om hom voor te berei vir dit wat kom. Dis waarvoor hy hom versterk het. En dit is nou wat ons dan nou hier lees. So ek lees al verder van vers 48 af, maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was sien wat gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle, soos die ander evangelies lees, dan sien ons dit was Petrus, slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit, soos teen 'n rower. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans. Nou, wat die persoon my toe nou vra in hierdie storie, is hierdie soldate en die ander Jode wat ook daarby is, en die disippels, as hulle daar is en hulle sien dat Jesus hierdie ou se oor genees, letterlik, hy het sy oor afgekap. Nou ek weet nie, die teks sê nie vir ons, het die oor op die grond geval, en het hy die oor opgetel, weet bietjie afgevryf en weet teen sy kop vasgesit, of het hy aan die oor gevat en daar het 'n oor gegroei nie, ons weet nie presies wat gebeur nie. Al wat ons weet is, hierso gebeur iets ongeloofliks, hierdie oor is weer heel na die tyd, en almal bly onveranderd. Is dit nie vreemd nie? Ek bedoel, as ek die soldaat was, dan het ek dalk gewonder, moet ek regtig hierdie ou verder arresteer? Ek sien 'n wonderwerk voor my gebeur, jy weet, is dit nie maar veiliger om hom net te los nie? Ek bedoel, wat sou jy gedoen het as jy dit gesien het? Jy sien hier gebeur 'n wonderwerk letterlik voor jou, weet hoe sou jy dit hanteer het? Of miskien as jy een van die disippels was, nou, jy weet, hoe sou dit jou verander het? Ek sou reken, dit sou mens bietjie sterker maak en jy weet, jou reg maak vir dit wat voor lê, maar ons sien dat hierdie disippels is heeltemal, ek wil nou amper sê flabbergasted, hulle, van daar af is hulle omtrent 'n nul op 'n kontrak, hulle kruip weg, Petrus verloon vir Jesus, weet, dit is regtig net nie 'n mooi getuienis vir hulle lewe op daai oomblik nie. Ek dink, ons beleef nog op baie kere hierdie tipe van oomblikke in ons lewe ook, waar iets gebeur
En dit is veronderstel om ons lewens te verander, maar dit laat ons onaangeraak. Dit verander niks in ons nie. Miskien kan jy nou dink in jou lewe oor so iets, maar ek dink dit is tog iets wat in ons lewens gebeur. Want kan jy jouself indink daar in die tuin van Getsemane? Jesus is bedroef, Jesus is angsbevange. Hy het gebid dat God dit van hom af moet wegvat en God doen dit nie. Hy stuur sy engel juis om hom te versterk om deur hierdie moeilike tyd te gaan. So kan jy jou daai oomblikke indink? Kan jy jou indink dat Jesus een van sy goeie vriende dan nou inkom en hom kom verraai met 'n soen, dat hy kom en hy soen hom. Ek bedoel van al die maniere op hierdie aarde wat Judas kon gebruik het om vir Jesus te verraai. Hy kon gesê daar sy. Jy weet, hy kon langs hom gaan staan het en sy hand opgesteek het. Soveel maniere wat hy kon gedoen het. Maar hy gaan en hy gaan soen hom. Dit is, ek dink dis hoekom Jesus sê, jy weet, hoe met 'n soen verraai jy my? Dit is waarskynlik een van die grootste verraad wat 'n mens aan kan dink, want is iemand wat veronderstel is om vir jou lief te wees. Nou, ek het so 'n bietjie gaan dink oor hoekom dit is dat in hierdie oomblik hierdie groot gebeurtenis net oor almal se koppe is. En ek dink deel daarvan is die chaos wat daar in daai oomblik is. Ek bedoel, dit is al klaar die chaos van die gebed in Getsemane, dan is dit die chaos van Judas wat inkom en die verraad wat hy pleeg. Ek bedoel, mens kan net dink hoe dit hulle moes geraak het vir hulle almal, nie net vir Jesus nie. Ons lees daar dat die ander sien, hulle sien dis hulle vriend wat inkom en vir Jesus kom verraai. Die chaos van die priesterhoofde, die chaos van die soldate en die chaos van die arrestasie. En dan Petrus wat so impulsief is, soos wat hy gewoonlik is, wat die oor dan afkap. Dis donker, daar's 'n klomp dinge aan die gang en dit is letterlik chaos daar rondom. En dan dink ek, is dit nogal moontlik om daardie wonderwerk te mis. Dit is nogal moontlik om dit vir daai goeie rede nie raak te sien nie. Want elkeen wat daar is so gefokus op dit wat met hulle gebeur of dit wat hulle beleef, dat hulle nie raak sien wat met hierdie priester hoofse slaaf gebeur het. Terloops, as ons die Johannes Evangelie lees, dan sien ons sy naam is Malchus. Malchus is Malchus se oor wat afgekap is. Maar Malchus is nie onveranderd nie. Ons lees nooit weer regtig van hom nie. Ons weet nie regtig wat met hom gebeur het nie, maar die feit dat ons hierdie storie het, vertel vir ons dat hy eers 'n storie gehad het om te vertel. Dat hy hierdie storie kon vertel van sy oor wat afgekap is en weer teruggegroei het. Maar niemand anderste daar sien hierdie wonderwerk eers raak nie. En hierdie is 'n kragtige wonderwerk. Hierdie is ongelooflik. Letterlik een van twee goeders, of die oor groei weer aan of die oor groei weer uit. Ek bedoel, kan jy jouself indink? Maar tog is dit wat gebeur. En alles gaan net aan. Niks verander nie. Die soldate is gefokus op hierdie arrestasie wat hulle moet doen. Die disippels is so flabbergasted, hulle spat in alle rigtings is, hulle verlaat vir Jesus, maar niks in hulle, behalwe waarskynlik in Malchus se lewe verander nie. Maar daar gebeur daar iets anders, wat ook ongelooflik mooi is. En dit is, dat Jesus nie net hierdie ou se oor genees nie, maar dat Jesus in hierdie oomblik sy ongelooflike karakter openbaar. Hierdie karakter van, hierdie ou het gekom om my kwaad aan te doen, maar ek gaan aan hom genade bewys. Te midde van sy eie arrestasie, met die pyn en die verraad oral om hom, in hierdie chaos.
bly Jesus wie hy is. En hy practice wat hy verkondig het. Hy practice wat hy preaches. En hy bewys genade aan hierdie ou. Hy het nie nodig gehad om dit te gedoen het nie. Niemand sou 2 keer gedink het as hy daai ou se oor net daar op die grond gelos het nie. As daai ou vir die res van sy lewe half oorloos was nie. Maar Jesus is anders. En selfs in daai oomblik van chaos bly hy wie hy is en hy seën hierdie ou in plaas om hom te vervloek. Wat so mooi strook met bid vir jou vyande. Wees lief vir jou vyande. Daai gedeelte wat hy sê, draai die ander wang. Want selfs op pad na die kruis, so 'n ongelooflike mooi voorbeeld vir ons, op pad na die kruis, met die chaos rondom hom, bly Jesus getrou aan sy karakter, en hy bly doen wat reg is, en hy bly genadig, selfs aan sy vyande. Ek wil jou gou herinner, dat dit wat hier gebeur, die man, Jesus, wat hier uitgebeeld word, is die persoon wie ek en jy geroep word om te volg. Want is dit nie juis in oomblikke van chaos, wat ons karakter so bietjie knak nie? Wat ons juis besluit, maar ek het net nie die krag om te doen wat ek veronderstel is om te doen nie. Of wat ons onsself toestemming gee. Niemand sal vir my kwaad wees, of niemand kan my kwaadlik neem, as ek op hierdie stadium nie doen wat van my verwag word nie. Jy weet, dis nou, as daai vieslike taxi voor jou inry, né? Jy weet, wat jou oomblik, jy is eintlik 'n liefdevolle persoon, totdat daai ou voor jou inry. Of totdat jy iets op die TV sien wat jou kwaad maak, en jy het allerhande wraakgedagtes. Jou karakter is goed tot op daai stadium. Hier kom wys Jesus vir ons, dat selfs in die chaotiese oomblikke rondom ons, kan en moet ons getrou bly aan die karakter wat hy vir ons gee. Wanneer hy ons nuwe mense maak. Dit is wie ons moet wees. Selfs wanneer ons voel, dis nie wat ons wil doen nie. Nie een van die disippels se karakter bly dieselfde nie. Ek bedoel, Petrus is onmiddellik in geweld in, so tipies hy het mos 'n halfe impulsiewe karakter. Die ander ouens se bravade verlaat hulle en hulle hardloop weg. En die storie van die kruisiging is dat Jesus uiteindelik, behalwe vir 'n klomp vrouens wat daar by hom is, stoksiel alleen daar hang. Jesus se karakter word vir ons so mooi hierin gewys. Dit herinner ons dat selfs in ons oomblikke van chaos, wanneer jy kwaad is, wanneer iemand iets aan jou gedoen het, wanneer iemand jou knoppies druk, jy weet, party mense het die manier, miskien bly hulle saam met jou in die huis, hulle weet hoe om jou knoppies te druk, né, om jou so 'n bietjie geïrriteerd te maak, jy weet, selfs wanneer dit gebeur, om op 'n manier te kan bly by dit wie God jou geskep het om te wees. Maar ek wil jou terugbring na daai wonderwerk van die oor. En ek wil vir jou vra, wat is dit wat ek en jy mis in die chaotiese oomblikke? Hoeveel wonderwerke mis ek en jy, omdat daar net te veel goed is wat rondom ons gebeur? Hoeveel keer werk God eintlik in ons lewens en ons sien dit eenvoudig nie raak nie. Klein of groot goedjies wat hy doen. Wat hy baie keer reg voor ons oë doen, maar ons is so besig om op ander goed te fokus. Ons is so besig om te worstel vir ons eie bestaan, dat ons nie sien wat hier reg voor ons gebeur nie, wat beteken dat niks in ons verander nie. Want ons sien nie raak wat God doen nie. En miskien is dit omdat ons te besig is met ons eie planne. Jy weet, ons is baie keer so besig met ons eie idees en ons eie dinge wat ons druk, dat ons so gefokus is daarop, dat ons geen periferiële sig het, dat ons kan sien wat langs die kant aangaan nie, want ons fokus so hier, dat ons nie sien wat God doen nie. En ek dink dis een van die goed wat
die disippels vang op daai stadium. Hulle is so gefokus op hulle eie ding. Hulle is so gefokus in die eerste plek op dit waarvoor hulle bang is, want ek bedoel, gee dit vir hulle. Ek kan nogal dink dat dit 'n vreesaanjaende oomblik is daai, want hulle vang vir Jesus, maar hulle is ook in gevaar. Ons sien dit reg deur hulle bediening later, hulle is deurlopend in gevaar. So ek kan dink dat hulle bang is. Daai vrees maak dat hulle nie kan sien wat aangaan nie. Hulle het ook hulle eie idee van hoe goeders werk. Jy weet, hulle het hierdie idee van wie die Messias is. En mens kan dit amper nie dink nie, maar hulle het hierdie idee tot en met die opstanding. Dat Jesus gekom het om die Jode te verlos, om vir die Jode vryheid te kry, en dat dit op 'n militêre manier sou gebeur het. Hulle het letterlik 'n ruiter op 'n perd in gedagte gehad, iemand met wapens. So Jesus wat hier genade aan hierdie ou bewys in daai oomblik waar sy lewe bedreig word, is net nie vir hulle, dit strook net nie met hulle idee van wie hy moet wees nie. En soveel kere, wanneer goed nie strook met ons idees nie, dan sien ons dit nie raak nie. Dit gebeur. Hulle het so op 'n stadium, ek het dit al in 'n preek gebruik 'n paar jaar terug, maar hulle het op 'n stadium in die New York Times 'n ding gehad wat hulle gewys het, 'n prentjie van 'n badkamer met wat baie lekker de mekaar is. Jy weet, soos wat myne nou lyk, net nadat ek al weg is chaos daar. En dan sê hulle vir jou, soek die tandeborsel. En dan gaan jy deur en jy soek die tandeborsel en dit is moeilik om daai tandeborsel te kry, maar uiteindelik dan kry jy die tandeborsel hier reg voor jou. En dan gaan jy nou aan, dan sê hulle vir jou, fantasties, jy het nou waarskynlik die tandeborsel gekry, maar wat jy nie gesien het nie, is die verskriklike groot meterlange tandeborsel wat agter teen die spieël lê. Wat ons mis, hy's so groot, ons mis dit, want dis nie hoe 'n tandeborsel lyk nie. Ons het hierdie idee van 'n tandeborsel is so groot, niemand soek vir so 'n groot tandeborsel nie. So hierdie disippels mis vir Jesus in daai oomblik, want hy is nie wie hulle gedink het hy moet wees nie. Doen ek en jy dit ook nie? Mis ons nie God hier tussen ons, omdat hy dalk anders lyk as wat ons gedink het, anders lyk as wat ons groot geword het, as wat ons geïndoktrineer is wie God is. Of dat hy iets anders doen as wat ek en jy verwag. Jy weet, ons vra vir uitkoms, ons vra Here, help ons, gee vir ons 'n uitkoms. Maar ons het so 'n spesifieke idee van hoe daardie uitkoms lyk, dat ons nie dit wat God vir ons gee, op die ou end van die dag raak sien nie. Miskien was dit ook die priesters en weet almal wat daar is om Jesus te arresteer, miskien is dit presies wat met hulle gebeur het. Hulle is so gefokus op dit wat hulle moes doen, op die taak wat hulle gehad het. Daai priesters, ek dink hulle was so bly dat hulle uiteindelik hom kon vang en dat hulle nou van hom ontslae kan raak, dat hulle nie die wonderwerk onder hulle neuse kan raak sien nie. Miskien was hulle so vasgevang in daai emosies, vrees vir die disippels en bloeddorstigheid, wraak van die fariseërs. En hoeveel keer is dit nie met ons dieselfde nie? Dat ons God nie kan raak sien nie, want dit wat hy doen, dit wie hy is, lyk nie soos wat ons verwag dit moet lyk nie. Ons lewens is ook partykeer vol chaos. Daar is partykeer ook dinge wat in ons lewe fout gaan. Jy weet, resultate wat jy by 'n dokter kry wat sê daar's iets verkeerd, of jou besigheid wat sukkel en weet die geld dinge wil net nie reg uitwerk nie, of miskien weet jy is in lyn vir 'n aflegging. Miskien voel jy jou huwelik val uitmekaar uit, of miskien voel jy net jy gaan nooit iemand kry wat vir jou lief is nie. Wat ook al dit is, in daai chaos oomblikke fokus ons partykeer so op die chaos dat ons God nie raak sien nie. Maar ek wil jou vandag kom herinner dat God in die chaos is. Was nie 'n manier dat hy ons ooit alleen los nie. God is in die chaos en hy's nie net daar nie. God is besig om in die chaos te werk. Ons verdoof sy stem met die geraas wat ons het, met dit wat ons verwag, met dit wat ons dink moet gebeur, en dan hoor ons hom nie en ons sien hom nie raak nie,
Maar dit beteken nie dat God daar is nie. Dit wat in daai tuin van Getsemane gebeur het, het waarskynlik verby die meeste mense daar gegaan. Die meeste van die ouens het dit nooit raak gesien nie. Maar Malchus het geweet dit het gebeur. En danksy sy getuienis weet ons vandag dat in daai chaotiese oomblik daar steeds 'n genadige wonderwerk was. Dit laat my dink aan daar's so 'n storieetjie en ek weet julle ken dit, maar gaan dit in elk geval weer vir julle vertel want dit is so oulik en dit illustreer hierdie punt so mooi. Om ons te kom herinner dat daar goed is wat ons waarskynlik mis omdat ons in die chaos dit nie raak sien nie. Dit gaan so dat daar kom 'n vloed, soos wat ons nou deesdae baie van kry. En hierdie ou is naderhand op sy dak en die waters, jy weet, gaan net verby hom. En hierdie vloed raak al hoe hoër en hoër en hy bid net en hy sê, Here, asseblief red my. En dan sê hy weet, Here, ek weet U sal my red. Ek weet U gaan vir my met 'n wonderwerk red. Dan kom daar 'n ou in 'n roeibootjie verby en hy sê, hoor hierso, kom, klim in, dan laat ek jou na veiligheid vat. Dan sê hy, nee, moenie worry nie, die Here gaan my red. Ja? En dan gaan die ou nou maar weer. Ne? En dan die volgende oomblik is daar 'n hele reddingsspan wat met bote daar verbykom en hulle sê, kom, laat ons jou help. En dan sê hy, nee, moenie worry nie, ek het gebid en ek vertrou, die Here gaan vir my uitkoms gee, ek is okay, die Here gaan vir my help. En dan heel laaste kom daar 'n helikopter aan. En hy laat sak daai tou met die goeders op en sê, kom, gryp die tou, dat ons jou kan red. En hy sê, moenie worry nie, ek's okay. Die Here gaan vir my 'n wonderwerk stuur, ek gaan okay wees. En die volgende oomblik word die water net hoër en uiteindelik verdrink hierdie ou in hierdie einste vloed. En hy kom toe nou op 'n stadium in die hemel en hy sê vir die Here, Here, hoe het U nie vir my 'n wonderwerk gestuur nie? Ek het gevra dat U vir my moet help en U het my nie gehelp. En dan sê die Here vir hom, ek het vir jou 'n ou roeiboot gestuur en jy het gesê nee, dankie. Ek het vir jou 'n hele reddingsspan gestuur wat jou wou uithelp en jy het gesê nee, dankie. En uiteindelik het ek 'n helikopter gestuur om jou te red en jy het gesê nee, dankie. Hoeveel keer mis ek en jy God in ons lewe omdat hy nie lyk soos wat ons dink hy moet lyk nie? Of omdat ons so vasgevang is in die chaotiese lewe waarin ons is, dat ons nie sy genadige wonderwerke sien nie. Ek wil jou vandag herinner dat God is die God wat die hele tyd by ons is, maar God is die God wat die hele tyd in ons lewens werk. Al dink jy sien dit nie raak nie. Al lyk dit nie soos wat jy wou gehad het, dit moes gelyk het nie. God is die God wat vandag nog wonderwerke doen. En baie keer is daai wonderwerke te normaal vir ons. Maar wat sal gebeur as ons begin soek vir die wonderwerke hier om ons? As ons God se hand hier om ons sal begin sien. Ek wil vir jou uitnooi om, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Miskien is daar regtig op hierdie stadium chaos in jou lewe. Of miskien is jou lewe so normaal dat dit half vervelig is. Wat ook al in jou lewe aangaan, ek wil jou uitnooi om rustig te word en asem te haal. Sodat jy net weer God kan raak sien. Om te gaan soek vir sy hand. Om te gaan soek vir sy teenwoordigheid, selfs in die donkerte. Sodat jy op die ou end van die dag hom kan raak sien. Selfs op pad na die kruis toe. Selfs in die moeilikste, chaotiese omstandighede. Sodat jy dalk ook 'n getuienis kan hê soos Malchus, wat op die ou end van die dag tog mense se lewens verander. Want God is die God wat steeds in my en jou lewe wonderwerke doen. En hoe sal dit wees as ons nie daai wonderwerke kan begin vertel nie, vir mekaar nie, sodat ons mekaar kan herinner van wie die God is wat ons dien. Mag ons die oë hê om God se wonderwerke te sien en mag ons die hart hê, mag jy die hart hê wat God se wonderwerke ontvang.
Kom ons word vir 'n oomblik gou stil en dan sluit ek vir ons af met gebed. Here, baie dankie dat U altyd by ons is. Selfs wanneer ons beleef U nie by ons is nie. Dankie Here dat U vir ons op so 'n mooi manier gewys het, hoe ons veronderstel is om te lewe, selfs in tye wanneer dit moeilik is. Soos wanneer U op pad is na die kruis toe. Maar Here, U nooi ons om saam met U hierdie pad van die kruis te stap. U sê vir ons kan nie U disippels wees as ons nie bereid is om ons kruis op te neem en U te volg nie. En Here, dit klink so ongelooflik om dit van ons te verwag, om te sê, maar U het klaar die pad na die kruis vir ons gestap, hoekom moet ons dit nou doen? Maar Here, dankie dat ons in hierdie oomblik, daar in die tuin van Getsemane ook kan sien, dat die pad na die kruis, dat daar ook mooi goed gebeur, dat daar wonderwerke gebeur, en dat ons tog op die ou end van die dag op 'n plek kan wees, waar ons in U voorbeeld genade kan uitleef. Ek wil vir U vra, Here, dat U saam met elkeen van ons sal gaan. U ken ons stories. U weet wat in ons hart en ons lewens aan die gang is. U weet waarmee dit is wat ons worstel. Ek wil vra, Here, dat U vir ons sal uitkoms gee. Maar Here, ek wil vir U vra dat ons daai uitkoms sal raak sien en met albei hande sal kan aangryp. Sodat ons, soos wat Paulus in Efesiërs 5 sê, elke geleentheid sal aangryp, omdat ons die oë het om U in hierdie lewe te kan raak sien. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U teenwoordig is. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U nog wonderwerke in ons lewens doen. Help dat ons dit sal kan raak sien. Ek wil vir U vra dat U saam met ons as gemeente sal gaan. Dat ons as gemeente nie 'n gemeente sal wees wat chaos veroorsaak nie, wat 'n klomp geraas sal veroorsaak nie, maar dat ons as gemeente juis 'n gemeente sal wees wat rustigheid sal bring. Wat sal wys na U en U groot genade. Dankie Here dat ons hierdie dinge van U kan vra, en dankie Here dat U vir ons die reg gee om U kinders te wees, en Here dat U sommer net elke dag by elkeen van ons is. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.